julle al gesien het, jy sien dit partykeer op die televisie, partykeer sien mense dit van aangesig. Mense wat glad nie tevrede is met hoe hulle lyk nie. En mense sien dit ongelukkig dadelik, wat veronderstel is om beter te lyk na een of ander operasie of mediese prosedure, lyk alles behalwe natuurlik. Dit wat ek al gesien het, die vrouens se lippe lyk vreeslik dik en onnatuurlik, en die wenkbroue en die facelift, dit lyk of iemand jou ponytail is te styf vasgemaak het, want al die velle is so styf. Jy al gesien, hoe lyk dit wanneer iemand 'n facelift so paar te veel gehad het. En julle onthou vir arme Michael Jackson, hoe hy na hom gelyk. Alles omdat mense nie tevrede is met hoe hulle lyk nie. En dan is daar erger as dit nog. Mense wat nie tevrede is met hoe hulle binnekant lyk. En dit is nog erger, het nog erger komplikasies. Van kinds af sit ons vandag met 'n gesukkel in die skole van kinders wat geboelie word en gesê word, "Sies man, jy's vet. Sies, jy's te maar, jy lyk net 'n sak bene, jy lyk soos 'n raamte. Sies man, jou voet is skeef of jy het knock-knees. Julle was knock-knees. Ek het knock-knees, jou knie draai so bietjie binne toe. Sies, jou hare is rooi. Jy sal dit nooit, jou onderwysers sê partykeer vir jou goed. Jy is so dom soos 'n donkie. Jy kan nie wiskunde doen nie. Jy sal nooit ergens in die lewe kom nie. Julle weet baie bekend, het hulle dit van Einstein gesê. Nee my ouma, jy sal nêrens in die lewe kom nie. Jy sal nie eers skool klaar maak nie. Einstein, julle weet. Met ander woorde, mense sê baie goed oor jou. Mense is lief daarvoor om hulle mond uit te spoel oor ander mense. Hoekom dit so is, sal ons seker nooit reg weet nie. Daar's baie teorieë. Hulle sê mense wat so oor ander mense praat, het eintlik 'n probleem met hulle self en probeer beter voel oor hulle self. Daarom sal hulle ander mense probeer skade aandoen om die aandag van hulle self af te lei. Dis een teorie wat vir my miskien nogal sin maak. Want ons het ons 'n spreekwoord wat ek eendag gehoor het wat vir my waar geklink het, wat gesê het, mense wat seer het, maak seer. Met ander woorde, en dan kom die skrif in die woord dan ook 'n spel wat sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Met ander woorde, die ou wat voor jou staan en jou sleg sê, dit is nie eintlik 'n probleem daai nie. Dit is die feit dat hy homself beskikbaar stel op daai oomblik as 'n werktuig in die hand van Satan om jou sleg te sê en jou aan te val in jou geestelike wandel. Dis wat besig is om te gebeur. Nou natuurlik moet ons gereed wees om te erken en ons moet onthou, dis nie maklik nie. Dis die maklikste ding as iemand voor jou sê en jou sleg te sê om dan net te reageer. Om net te dink, hoe gaan jy raak neem? Julle weet dit, ons nie vreeslik daaroor te praat nie. En dan kom jy op 'n punt. Ek weet nie of julle al op daai punt gekom het nie. 'n Punt waar jy begin vra, as jy nou genoeg sleg gesê is in jou lewe en as jy al genoeg 'n vraagteken is wanneer jy die doel van jou lewe begin bevraagteken. Jong mense vandag gaan studeer. Vir 4 jaar, party van hulle 5 jaar. Hulle kom by die universiteit uit net om te hoor, jy is nie goed genoeg nie. Jy het nie die regte veldkleur nie. Jy het nie ondervinding nie. Nou dis vir my die domste ding wat ek in my lewe nog gehoor het, om vir 'n jong mens te sê, jy het nie ondervinding nie. Hoe is jy veronderstel om ondervinding te kry om te werk, as jy my nie wil werk gee nie? Ek kan dit glad nie verstaan nie. Dit maak vir my, ek weet nie of ek onnoosel is nie. Julle kan my raak, begin nie op kwaad wees nie, hier is my kan verduidelik en ek baie video's vir jou. En so begin mense glo, hulle is niks werd. Ek is 'n useless. Daai student sit daar en hy is al 2 jaar sonder werk. Weet jy hoe voel dit vir 'n jong kind om sonder werk te sit? Ek het met my eie kinders daardeur gevra. Omdat hulle naderhand die mense net eenvoudig vir hulle sê, ek het nie vir jou werk nie. My oudste seun was op 'n stadium gereed om in die Kaap te gaan werk sonder salaris. Verniet. Net om eers te werk. Ek sou vir hom die verblyf alles moet betaal. Die persoon sou hom net in diens neem. Sonder enige vergoeding, sodat hy net kon voel hoe dit voel om te werk, sodat hy net kon selfbehaarde kry. En so is dit moeilik vandag. En daardie vraag om te vra, wat is die doel van my lewe? En daardie feit om te sê, ek weet wat is die doel van my lewe, is die maklikste ding wat bevraagteken word in hierdie aanval op ons.
Dis die lewe voel maklik soos ek dink die regte Afrikaanse woord is trapmeel. Is dit reg getreedmil? Is die mooi Afrikaanse woord trapmeel, nee. Die lewe is 'n trapmeel. En die hardloop en die kom nêrens. Nou sien ek hulle nou vir die mense wat so vinnig verveeld raak, soos ek, het hulle nou 'n nuwe ding. Jy sit jou TV daar voor die trapmeel. En soos jy hardloop, dan lyk dit of jy daar in die Kaap hardloop, of daar in Parys. Maar die hardloop nog steeds vinnig na nêrens, al lyk dit nie so. Jy gaan nog steeds vinnig nêrens heen nie. Sal met 'n oefenfiets, nee. So voel die lewe baie keer. Dis routine op routine op routine. Staan in die oggend op, gee jou onder kos, borstel tande, doen jou dinge, gaan werk toe, gaan bewerk die lande, doen wat jy moet doen, vanmiddag kom jy huis toe, en hopelik gee jou vrou vir jou daar 'n steak, en dan kan jy dan lekker eet, as jy gelukkig is. Party van julle gaan sit daar met julle voete op die rusbank, soos ek altyd sê. Hallo vrou, waar is my steak en my bier? En as julle gehoorsame vrou kies, dan kry julle iets. Maar daardie routine herhaal homself. En mens kan maklik in 'n routine verstrik raak. En hulle sê ons daar's geen verskil tussen 'n routine, is net 'n verskil tussen 'n groef en 'n graf, is net die diepte. Nou hierdie lewe, hierdie routine, elke jaar, elke maand, oor en oor, die onderwysers, daar het enige onderwyser aansoek gedoen vir werk, met 20 jaar ondervinding. En toe doen daar 'n meisie nou net uit die universiteit aansoek met geen ondervinding. En die beheerliggaam gee die pos vir die meisie met geen ondervinding nie. En sy gaan vra toe nou, hoekom sy nie die werk gekry nie, sy het nou 20 jaar ondervinding. Toe sê hulle van, nee, jy het net 'n jaar ondervinding. Jy het 20 jaar net oor en oor gedoen. Daai 1 jaar net 20 keer oor en oor gedoen. En so het mense baie idees oor baie goed. En daai ding wat 'n mens vir jou sê, kan jou dalk kelder in jou lewe. En dis waar ons versigtig moet wees van wat binne in ons aangaan. En ons moet vra, wie bepaal wie ek is? Wie bepaal wie ek is? Wie bepaal waar ek op pad is? Waarheen gaan ek heen? En as ek so vra, wat maak die verskil in my lewe? Wie maak die verskil in my lewe? Wie motiveer my? Wie is die een wat my dryf? Wie is my doelwit? Gee iemand regtig om of stel my belang? As mense wat hulle hele lewe lank werk, dan kry hulle tradisioneel 'n goue horlosie of 'n pen. As mense wat hulle hele lewe lank werk en niks kry nie eers 'n koppie tee of 'n stukkie koek na die tyd nie. Dan gaan net vanoggend uit, gaan vanmiddag uit, koop baie ou Piet. Ekskuus oom Piet. Kom ons doen jou pen, dis hier 'n pen vanoggend. Koop baie pen. Piet, ek weet dat sekerlik nie jou gebeur. En jy kry niks vir al die jare wat jy werk. En as jy ouer word, dan gaan jy nie vra, kom ook na jou toe, maar wat het ek met my lewe gemaak? Ek het soveel loyaliteit gehad, ek het soveel dryf, ek het soveel vir die maatskappy beteken, maar dit beteken nou vir my niks. Wat was my lewe dan werd? En God het vir jou 'n antwoord opgeteken in Psalm 139. God wil bietjie hê jy moet fokus. Fokus op iets wat jy dalk nie op gefokus nie. En ek wil hier nou vanoggend aangaan na hierdie Psalm toe. Luister mooi as jy hierdie Psalm lees vanoggend en hoor 'n bietjie of jy iets skryf wat dalk vir jou iets gaan beteken. En Dawid het hierdie Psalm geskryf. En ons weet Dawid kom fantasties psalms terug. En nou begin Dawid en hy sê, Here, U ondersoek my en U ken my. U is die een wat my sit en opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. My omswervinge en waar ek rus, U het dit afgemeet. Al my paaie is aan U bekend. Ja, daar is nog nie 'n woord op my tong nie. Kyk, dan ken U, Here, dit volledig. Van agter en van voor omsluit U my. U plaas U handpalms op my. En om dit te verstaan is 'n te groot wonder vir my. Dit is te hoog. Ek kan dit nie begryp nie. Waarheen kan ek gaan weg van die Gees? Waarheen kan ek vlug weg van die teenwoordigheid? Klim ek op na die hemel? U is daar. Gaan lê ek in die doderyk? Ook daar is U.
neem ek die vlerke van die daarraad gewoonlik by die einde van die see, ook daar sal die hand my lei, die regterhand my vashou. En al sê ek, as duisternis my maar net verberg, en die lig om my nag word, is selfs duisternis nie vir u donker nie, maar skyn nag soos lig soos die dag. Is die duisternis soos die lig? Dit is immers u wat my niere geskep het, my in die moederskoot geweef het. Ek prys u omdat ek op 'n ontzagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is die werke, en ek besef dit maar te goed. Met ander woorde, Dawid sê 'n paar goed, mag 'n paar stellings en dan beklemtoon hy die feit dat God hom wonderbaarlik gemaak het. Met ander woorde, maak nie saak wat met hom gebeur nie, hy kom en hy eindig en hy maak die kruks van die saak oor die wonderlike manier waarop God hom geskep het. En die absolute fantastiese afleidings wat hy daaruit kan maak en die rigting uit sy lewe wat hy daaruit kan put. Nou, 'n meesterstuk, ek weet nie wie van julle het al 'n meesterstuk gesien, wie van julle was al daar by die Louvre, daar in Parys het hulle skildery gesien, Tannie Yvonne was al daar. Nou, ek weet, my tannie wat in Londen bly, is ook al daar om die Mona Lisa te sien, en nou, my seun het daar bly, hulle gekyk ook oral na al die staakse goede, om 'n meesterstuk te sien, sê hulle is nogal, vir party mense, 'n antiklimaks. Jy hoor so baie van die, en as jy daar kom, dan is hy net so groot. Dan die ons rugwaal, wat hulle sê, nee, hy is net so groot. Dis nie hier vreeslik groot, natuurlik gaan kyk jy na Michelangelo's meesterstukke wat hy in die Sistynse kapel geskilder het, en dan is dit verskriklik, dit is asemrowend. Maar die feit van 'n meesterstuk is dat 'n meesterstuk is deur 'n meester geskilder. Rodin, toe hy die Dawid beeld uitgekap het, hy was 'n meester. Dit was nie sommer net 'n ding wat gegiet was uit gips uit, soos hulle vandag beelde maak nie. Hy het in sy kop gehad, hy het iemand gehad wat gestaan het, sodat hy kon sien hoe lyk die menslike liggaam, en sy weergawe van spiere, dit wat hulle daai tyd geweet het, was te min vir hom om daai beeld te maak, maar hy het dit in hom gehad, hy was 'n meester. Hy kon daai beeld uitkap uit 'n stuk graniet uit. En dit is nog fantasties om vandag 'n meester raak te loop, wat jy kan selfs van kyk, maak nie saak of hy besig is om 'n perdesaal te maak nie saak besig om te skilder. Ek het al gesien hoe skilder 'n voetskilder, 'n skildery, dit is fantasties om daarna te kyk. Daaroor 'n meesterstuk word deur 'n meester geskilder. En 'n meester skilder 'n meesterstuk. Dis een en die ander. Nou kan ons lees hier in Efesiërs 1 vers 3. Sê hy, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde vir hom sou wees. Nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. In hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Met ander woorde, wat kan ons vir mekaar sê vandag? As ek vandag 'n spieël hier gehad het, en ek kon laat jy in die spieël kyk, dan kon ek vandag vir jou gesê, kyk bietjie vir jou agter jou, kyk bietjie vir jou langs jou, doen dit sommer gou, kyk bietjie na die ou langs, kyk bietjie na jou kind wat langs jou sit, sê, ek gaan nou sommer vir jou kyk bietjie daar vir Marco daar agter jou, maar as 'n meesterstuk, kyk maar vir my, as ek 'n meesterstuk, maar moet jy sê, maar my ma. Jy is 'n meesterstuk, God het jou 'n meesterstuk geskape, en maak nie saak, ek kyk gisteraan so 'n stukkie van 'n program waar Down syndroom meisie is, en ek het self Down syndroom kinders in my familie, omdat 'n kind een of ander siekte of een of ander toestand het,
beteken nog steeds nie wat daai kind nie 'n meesterstuk geskep nie. Glad nie, niks daarmee uitkom nie. Die feit dat jy 'n oog het wat 'n bietjie verkeerd kyk, beteken nie jy is nog steeds nie God se meesterstuk nie. Ons kyk anders as wat God kyk. God het 'n ander manier om te kyk en om te sien. Hy sien wat ons nie kan sien nie. Hy kyk binne. Dis hoekom hy gesê het, 'n kind en 'n babietjie en selfs die wat nie toerekeningsvatbaar is nie, met ander woorde, wat nie kan onderskei tussen reg en verkeerd nie, dis tog wat 'n klein kindjie is, aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Dat ons nie hoef te twyfel of 'n babietjie met ons sterwe kom, waar gaan hy heen nie. Hy gaan reguit na God toe, want dan behoort die koninkryk van die hemel. Want hy is 'n meesterstuk. Hy kon nog nie sonde doen nie, so hy het nie nodig gehad om tot bekering te kom nie. Hy gaan hemel toe. Nou sê hy hier in hierdie stuk wat ons gelees het. Hy sê, hy het ons in Christus geseën met elke geestelike seëning. Met ander woorde, elkeen van julle wat hier sit, het die seën ontvang van die Here om te lewe in oorwinning, ten spyte van wat wie vir jou sê en van wat hulle van jou sê. Maak nie saak dat hulle van jou sê jou krom neus nie. Maak nie saak dat hulle vir jou sê jou idioot nie. Maak nie dat hulle vir jou sê jy kan nie eers lees nie. Jy kan nie eers vinnig hardloop nie. Weer by die arme skoolkinders wat so onder druk kom vandag. As jy atletiek kan doen en jy kan vinnig hardloop en jy kan rugby speel, dan is jy veilig. Dit gaan met jou goed. Maar die ander kinders wat dit nie kan doen nie, wat nie kan deel in ons sport nie, hulle word so 'n bietjie eenkant geskep. En ek het dit al gesê, julle sal dit onthou, maar dit is 'n feit en ek gaan dit weer sê. Dit is so vandag, dit is 'n feit dat kinders wat nie verskriklik goed in die sport nie, baie keer nie eens toegelaat word om proewe te speel vir spanne nie. En ek sê dit met vrymoedigheid, want dit is die waarheid. Die spanne word sommer vooraf gekies uit die kinders wat alles gaan vandag oor sport in die skole. Dit is 'n openlike kritiek en almal, niemand sal met my kan stry nie, want dit is presies net so. En dit word reguit gesê, ek het gister gehoor van 'n hoof in Potchefstroom wat gesê het, sy gee nie om wie sê wat nie, sy gee nie om of die kinders dryp nie, hulle sal sport oefen, want dit gaan net oor sport. Sy gee nie om waar gaan hulle akademie heen nie. Dis die hoof van die skool. Dan word dis die realiteit waarmee ons lewe. Daai kind wat nie goed is in sport nie, sit met 'n reuse agterstand in 'n skool wat glad nie op die akademie konsentreer nie. So waar gaan daai kind heen op die universiteit? Alwaar hy kan konsentreer, waaraan hy kan goed wees om hard te leer, word ook van hom ontneem as gevolg van 'n hoof wat glad nie omgee wat in sy skool aangaan nie. En so kan ons aangaan in jou werkplek. Oral word daar gediskrimineer teen enige iemand waarteen daar iets gesê kan word. Ek praat nie eers van goed soos ras en geslag. Julle weet waarteen word alles gediskrimineer. Ek sê jy sê die diskriminasie teen vroue is vandag nog so erg. As jy gaan kyk die verskille in salarisse vandag. Hoe party vroue die werk doen wat hulle doen vir die klein salarisse wat hulle kry, kan ek nie glo nie. Ek wonder of party mans daai werk sal doen vir daai salarisse. En dit kan maklik 'n vrou ook laat voel, sy is niks werd. Na alles wat sy gedoen het. En dan moet ons 'n keuse maak. Ons kom by 'n punt waar ons 'n keuse moet maak. Gaan ons toelaat dat die wêreld en die wêreldstelsels waarin ons lewe, laat die geneigtheid van mense om jou sleg te sê en jou te beskinder. As daar net iets gebeur, dan word jy beskinder en daar word vertel. Hierdie persoon het dit en dit en dit gedoen. Hierdie persoon is useless. Useless. Ek onthou daar was in 'n cartoon so 'n hond gewees. Useless, the cowardly dog. Useless, nou jy vir useless maak. Ja. En het is maklik om vir mense die goed te sê, maar die skade wat dit aan mense aanrig. En ek het onlangs weer te doen gekry met iemand wat seer het as gevolg daarvan. En nou sê hy, wat het Christus gedoen? Christus het nie gesê jy is useless nie. Hy sê Christus het vir jou
daai by die uitverkiesingsleer nie. Hy het jou uitverkiesing bestem, jy het natuurlik nog steeds 'n keuse of jy daardie keuse wat hy uitgeoefen het, of jy dit gaan bekragtig deur te sê, ja, Here Jesus, kom, ek glo in U Seun van God, en ek maak die deur oop en die Here kom in en hy kom woon in my. Maar van sy kant af, het hy ons elkeen gekies om vir hom te leef, om vir hom te werk. Hy het elke seëning in die hemel vir ons gegee, voor die aarde nog geskep was. Het hy jou genoeg geag, het hy jou werd genoeg geag, die moeite werd geag, om vir jou die woord van God te laat opskryf. Deur al die skrywers wat in die woord van die Here gewerk het, oor duisende jare. Vandag kan jy die woord van die Here oproep op jou telefoon, en jy kan in die tyd van ons lewe sê, ek wil daai boek en daai versie hê, jy het die voorreg om die woord van God in jou sak te dra. Vandag kan jy Jesus se stem fluister en die Heilige Gees is daar, om jou krisisse vir jou te help hanteer, om jou te troos wanneer daar hartseer is, wanneer daar verlies is. Die Heilige Gees is daar om jou wysheid te gee, wanneer jy te dom voel om aan te gaan, wanneer jy nie weet links of regs nie. Hy het al die goed vir ons gegee. Met ander woorde, ons moet nou sien watter wapens het God ons gegee. Ons praat nie eers oor die wapenrusting of die gawes van die Gees. Dit is 'n groter gesprek. Ons praat net van wat hy hier gesê het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. Met ander woorde, God het ons die genade gegee, dat ons kan staan. Maak nie saak wat die van ons sê nie. Maak nie saak hoe ons lyk nie. Maak nie saak of ek 60% kry in die skool en of ek 100% kry nie. Dit maak nie saak nie. Ek is God se kind. Ek is sy skepsel en hy sê hy het my wonderlik gemaak. Julle weet nog wat is 'n getuieskrif, nee. Wat is daai mooi woord? Curriculum vitae. Wie van julle het al julle CV's ingestuur? Wie van julle, ek vra julle so, wie van julle het al nooit nodig gehad om 'n CV in te stuur? Julle almal het al 'n CV ingestuur, hè? Julle weet hoe snaaks voel dit om goed te praat van jouself, want daarom moet jy mos nou vir jouself verkoop, hè? Jesus het vir ons 'n CV gegee, wat ons nie oor onsself hoef te praat nie. Ons hoef nie vir onsself daai goed te sê nie. Hy het gesê, hierdie is my kind, ons het nou nog daaroor gesing. En hy sê, hier is net sy kind, hy sê sy vriend, maar God kom en hy doen in die eerste plek vir jou sy meesterstuk. Sy meesterstuk. En hierdie is God wat die hemel en die aarde gemaak het, wat tyd geskep het, het ons laas vanaf hoor, toe hy die hemelliggame in die hemel geskaap het, wat buite tyd en ruimte beweeg om vir jou in die hemel te sien ingaan eendag, deur genade, nie deur wat jy gedoen het nie. Maar ons het nie die mag om onsself te help opstaan in die oggend nie. En as ons dit net kan besef, en ons kan net volgens dit lewe, en ons kan net sê, man, dit maak nie saak wat die lewe in my rigting rol nie. Dit maak nie saak nie, want ek lewe vir God. En God, deur Jesus Christus in my en ek is in hom. Dis wat hy sê, dis die beloftes wat hy gee. En ons moet God se waarheid oor ons lewens glo. Ons het weer eens 'n keuse. Keer op keer as ons met God se woord werk, dan kom ons by 'n keuse, by 'n kruispunt. Glo ek God of glo ek die mens? Glo ek God of glo ek wat ek sien as ek in die spieël kyk? Glo ek God of glo ek wanneer ek nie my kouse kan aantrek nie? Wie gaan ek glo? En die woord van die Here kom en hy bring ons in so skape met sy stok en sy staf, waar hy ons herder is en hy wil ons bring en inbring. Jesaja 54 vers 10a sê, ja, die berge mag wyk en die hemels wankel, maar my troue liefde sal nie van jou wyk nie. Dis 'n belofte. Dis 'n belofte, want uit genade is julle verlos, deur geloof, en juist dit kom nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Dit kom nie uit die werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel. Daar herhaal hy dit weer. Ons is sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het te doen,
nie saak wat in jou kop gegooi word nie, maak nie saak hoe jy lyk, of wat ook al nie. Hierdie stuk op God se woord, en ek herhaal Jesaja 54 vers 10 tot 8 die verwysing, ons is immer sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei het te doen, en daarvolgens te leef. En al wat jy moet doen, is jy moet kies om dit te aanvang. Jy moet kies om dit te doen. Dit is nie maklik nie, maar as jy dit kies, raak dit maklik, want hy het vir jou al die gereedskap gegee om dit te doen. Jy is nie waardevol as gevolg van wie jy is nie. Jy is slegs waardevol as gevolg van wie God is. Of jy 'n niemand is, en of jy 'n springbokster is, jy is waardevol as gevolg van wie God is. Efesiërs 1:4 sê, so het hy ons, julle het hom geluister, voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Nadat ons voorbestem het, hy ons voorbestem het om ons deur Christus Jesus as sy kinders aan te neem. Hy het ons aangeneem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. Julle hoor deur hierdie verse, daar's 'n lyn wat hier getrek word, elke keer word dit herhaal. Dit word sterker gemaak, die argument kry vleis om. En hierdie gedeelte in Psalm 139 vers 14 nou sê, ek prys U omdat ek op 'n ontzagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Jy is wonderlik gemaak. Jy is op 'n ontzagwekkende wyse gemaak. Jy is 'n wonderbaarlike werk in God se oë. Wonderbaarlik is die werke, en Dawid bely, ek besef dit maar te goed. God het jou met 'n besondere doel gemaak, elkeen van julle. Jy moet jou wonderlike skepping vier voor die Here elke dag. In hierdie vers moet jy herhaal, jy moet hierdie vers soos herhaling maak soos jy lees. Ek prys God omdat ek wonderbaar geskape is, omdat ek wonderlik geskape is. Sal ek nie toelaat dat die lewe my iets anders maak as wat God my bedoel het om te wees nie. Ek is wonderbaar gemaak, wonderlik gemaak. En daarom sal ek staan, saam met Jesus Christus, wanneer hy my in hierdie reis neem, tot ek eendag by hom gaan wees. Nie 'n niemand nie, nie 'n gemors nie, maar vriend en kind van God. Kind van God, vriend van God. I am a friend of God. En ek wil vir julle sê dit hardop elke dag, plak dit op jou yskas, ons het nou al 'n paar keer op ons yskas geplak. Glo dit met jou hele hart, glo dit. God het my wonderbaar gemaak. Amen. Sê weer vir jou vrou en jou kind langs jou, God het jou wonderbaar gemaak. Moet dit jou maar al vir jou gesê langs jou? Jy verjaar nie vandag nie, maar God het jou wonderlik gemaak. Wonderbaar. En vandag is ons aan die nagmaaltafel sit, dan kan ons onthou wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Deel van sy plan, wat hy ons wonderlik gemaak het, het hy ons gemaak om hom altyd te loof en te prys, om hom te dien, om naby aan hom te wees. Hy het ons uit liefde uitgemaak, wat ons hier gesien. Wanneer hy ons geskep het hy ons geskep met 'n doel, en daai doel was, sodat hy ons kon lief hê, sodat ons hom kon lief hê, wonderbaar gemaak, ja, maar hy het ook gesê, kom ek help hulle, dat hulle my nooit sal vergeet nie. En hy het hierdie ingestelling gesê, moet my nooit vergeet nie. En die nagmaal is beslis die sakrament van liefde, sonder twyfel. En vandag ontvang ons met hierdie tafel die spesiale genade van liefde. Spesiaal. Om Jesus Christus as 'n vriend te hê, om sy kind te wees, om hy liefde te hê, het 'n spesiale genade nodig wat ons elke dag moet uitlewe. Want Jesus kom en dan na die avondmaal, na die nagmaal, praat hy 'n ander taal as wat ons gehoor het in die Ou Testament en voor hierdie genade dispensasie. Waar daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Met ander woorde, die gebooie was maar 'n algemene liefde vervolg. Nou kan ons in Johannes 15 vers 12, dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy liefde aflê vir sy vriende. Julle
is, my vriende, as julle doen wat ek beveel. Met ander woorde, hierdie liefde wat ons van die Here ontvang, vier ons vandag aan hierdie tafel. As ons kyk na hierdie kelkies wat hier in die middel staan, ons kyk na hierdie wat ons vandag creamcrackers gebruik het as simbool van sy liggaam. En dit regtig om maar saak maak dat ons vandag nie wyn gebruik nie. Want vir ons gaan dit met Jesus Christus, net soos wat hy in ons harte kyk, maak dit nie saak dat ons nie soos party gelowe glo dat die wyn regtig in bloed verander en die brood regtig in sy liggaam verander. Want vir ons gaan dit oor ons hartsliefde teenoor hom. En as ons vandag hierdie broodjie kou en ons sluk daai bietjie druiwesap, dan onthou ons hom. En ons het fisiese kontak met 'n simbool van sy dood en van sy liefde, en ons voel dit en ons proe dit. En as hy vanoggend naby aan jou kom en hy dit gebruik, onthou wat hy vir jou gedoen het. Onthou hoe lief hy jou het. En onthou ook hoe wonderlik hy jou gemaak het. En laat hom toe om jou te bedien vandag, soos wat net hy kan. En dan lees ek vir julle die bekende deel in 1 Korintiërs 11 vers 23, waar hy dan sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Kom ons sê amen. Amen. Ons stem saam met die Here se doelwit vandag, dat hy nie wil gehad het ons kon vergeet nie, en ons sal hom nie vergeet nie. Die wonderwerke wat hy in ons lewe doen, is te veel om hom te vergeet. En 'n voorreg is dit vandag om aan hierdie tafel te sit. Kom ons wees vandag regtig waar stil in ons harte. Maar voor ons die nagmaal gebruik, dat ons ook 'n bietjie introspeksie hou vandag, soos wat die woord van die Here sê, seker maak, ons is reg. Wees verseker vandag, hierdie is nie 'n tafel van enige kerk nie. Dit maak nie saak eintlik in watter kerk jy is nie, alhoewel daar party denominasies is wat die nagmaal aan hulle self sou toeëien, is hierdie nie 'n kerk se nagmaal nie. Hierdie is Jesus Christus se nagmaal. En elkeen wat glo in hom vandag, en wat niks het wat tussen hom en Jesus staan nie, kan vandag aan hierdie tafel met blydskap deel hê. En ek nooi julle elkeen uit om in hierdie nagmaal deel te hê, vir wat hy is en vir wie hy in jou is, en vir wie jy in hom is. En ek vra die broers om help, en ons onthou hom, en ons sal hom nooit vergeet vandag nie. Kom ons dankie dat U ons wonderlik gemaak het. Dankie Here dat U opreg vir ons belang stel, Here. Soos niemand ooit tevore, soos niemand ooit hierna nie. Here, en ons loof U daarvoor. Dankie vir U seën wat op elkeen is vandag. Here, ook elkeen wat nie vandag hier kom wees nie, en geliefdes in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. En ons almal sê saam, amen. Amen. Hou vas in die Here, hy gaan goed wees vir julle weer. Mag sy How many times can you hear the same lie before you start to believe it? The enemy keeps whispering to me, swear these days it's all that I'm hearing. I used to know who I was, now I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't want to listen to the lies anymore. The truth is I am my Father's child. I make Him proud and I make Him smile. I was made
truly loved by a God who's good when I'm not good enough. I don't belong to the lies, I belong to you. And that's the truth. When I feel like there's so much noise living rent-free in my head, heaven finds me in a still small voice, and it sounds like grace instead. You remind me who I am when I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't want to listen to the lies anymore. The truth is I am my Father's child. I make Him proud and I make Him smile. I was made in the image of a perfect King. He looks at me and wouldn't change a thing. The truth is I am truly loved by a God who's good when I'm not good enough. I don't belong to the lies, I belong to you. And that's the truth. I know who I am, 'cause I know who you are. And I hold your truth inside of my heart. I know the lies are always gonna try and find me, but I've never been so sure. The truth is I am my Father's child. I make Him proud and I make Him smile. I was made